Ja, dankie dat ons nou in die teenwoordigheid kan wees, vandat ons hier ingekom het, en vandat ons gery het, is in elk geval by ons. Maar hier is 'n spesiale byeenkoms, op hierdie Vrydag. En ons wil regtig vra dat die woord, wat ons bely is die waarheid, en wat deur die Gees geïnspireer is, en wat Johannes geskryf het, hy was self daar, hy het alles beleef, en daarom is hy 'n ooggetuie van dit wat daai dag gebeur het. En dit is lekker om met 'n ooggetuie te praat, en hy gaan ons vertel wat het gebeur. En maak ons dan gewillig en ontvanklik vir u woord. Dat ons nou niks aan ander goed sal dink nie, dat ons regtig sal fokus op u en die woord en Gees van God, help ons asseblief. Amen. Nou daar staan in Johannes 19 vers 17, Jesus het self sy kruis gedra, en hy het gegaan na 'n Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Ek moet net gou my plekkie kry. Pilatus het 'n opskrif geskrywe en dat aan die kruis gesit. Daar het hy geskrywe, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Nou baie van die Jode wat die opskrif gelees het, omdat dit die plek was waar Jesus gekruisig was naby die stad. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en in Grieks. En die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hom gesê, wat ek geskrywe het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 verdeel, van elke soldaat 'n deel. En hulle het sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. En hulle sê toe vir mekaar, ons moet nie dit skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kon word, waar dit gesê is, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook sy moeder, en sy moeder se suster, en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, en die disipel vir wie hy baie lief was, dis Johannes, wat daar by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem, en hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek's dors. En daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, en die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hyssoptakkie gesit, en dit teen sy mond gehou. En nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. En toe het hy sy kop vooroor laat sak, en die laaste asem uitgeblaas. So toe julle hiernatoe geëmigreer het, ek weet nie wie kan nog onthou nie, of waartoe ek al geëmigreer het, daai laaste week, voordat julle gekom het, ek kan nog onthou hoe besig was dit. Jy het nog 'n klomp goed wat jy moet afhandel, en jy hardloop rond, en jy moet mense groet, en dit is 'n storie en 'n half, want jy's besig om te emigreer, ek dink daai week so besig, toe jy op daai vliegtuig sit, kan jy eintlik regtig vir die eerste keer, toe jy eers in die lug is, kan jy asemhaal en sê, okay, hoop ons alles is nou gedoen. Nou ek het laasweek begin om vir julle te vertel, hoe besig was Jesus se laaste week voor hy geëmigreer het, want Jesus is ook 'n immigrant, hy het van die hemel af gekom, hiernatoe geëmigreer, saam met ons hier gebly en toe teruggegaan. So hy het net so besige week gehad, en sy besige week het begin die Sondag aand, na die Sabbatdag voor die Paasfees, daar het hy begin, en hy daai Sondag aand het hy gaan eet, en ons het gesê, Maria het gekom, en sy voete gesalf, en met haar hare afgedroog, en daai Maandag, dit het ons laasweek oor gepraat, het hy ingery Jerusalem in, op 'n rug van 'n donkie, en mense het geskree, Hosanna, Hosanna, prys hom, die koning van Israel. Daar was 'n opgewondenheid. En daai Dinsdag, daai Maandag het hy ingery, nadat hy ingery het hy die tempel ingegaan, en al die handelaars uit die tempel uitgegooi, en gesê, julle maak vir my vader se plek 'n nes, 'n rowersnes, het hy gesê.
En toe die Dinsdag het hy teruggegaan, want hy het in Betanië gebly, so hy het elke keer oor die Olyfberg geloop, deur die Kidronspruit tot in Jerusalem, en dan het hy tempel toe gegaan. En dan het hy die Dinsdag en die Woensdag vir die mense geleer, en ek het gevra, jy moet dit gaan lees, as jy dit nie gelees het, jy gaan lees dit vandag, of deur hierdie naweek, en gaan kyk net wat het gebeur. Hy het vir hulle vertel van sy wederkoms, hy het geen wonderwerke mee gedoen nie, hy het 'n klomp gelykenisse vertel, en toe die Woensdag het hy hom ergens vererg vir die Fariseërs, en hulle 'n verskriklike uittrap gegee, en dit is vir my net ongelooflik hoe Jesus oor hulle skynheiligheid gepraat het. En daai Woensdag aand, toe hy gaan slaap het, ek weet nie of hy dit geweet het, hy sou, want hy's God, ek weet nie of hy geslaap het eers daai Woensdag aand nie, maar daai Donderdagoggend toe hy opgestaan het, het hy nooit weer gaan slaap, soos ons slaap nie. Want vir die volgende 36 uur, was hy wakker, was hulle besig met hom gewees, en ek het toen in die week, in die week toe ek voorbereid, toe gaan, dink ek maar, ek moet gaan kyk, wat het gebeur in kom ons sê die 18 uur, of kom ons sê van die 36 uur, van die donderdagoggend af. Wat het met alles gebeur? En ek het gedink, miskien sal ek dit in 'n preek kan omsit, maar besef maar, dit gaan ongelooflik lank wees, die vleis gaan lankal gebrand wees wat jy in die oond is, ons gaan nog steeds besig wees. So wat ek gedoen het, en ek wil regtig vra, dat jy met eerbied en aandag sal luister, as ek 'n bullet point gaan lees, van wat gebeur het, in die laaste, veral 18 uur, met Jesus. Sien tussenin dit wat gebeur het met die mense, en met hom. So ek gaan net die bullet point lees, ek gaan niks verder daaroor sê nie. Donderdag, deur die dag, stuur hy sy disippels om die Pasga te gaan voorberei. Die donderdagmiddag, die aand, toe eet hulle die Pasga ete saam met die disippels, hy het sy disippels se voete gewas, hy het vir hulle gesê, Judas gaan my verraai, hy stel die nagmaal in, hy voorspel Petrus se verloning, en hy gee sy laaste boodskap, en hy bid vir sy disippels. So donderdag aand laat, nie na 9, by middernag se kant, hulle vertrek na die Olyfberg toe, en hulle gaan dit Getsemane toe, en daar het Jesus gaan bid, en doodangs het hy voor die Vader gaan sit, en dan word hy so teen middernag gevangene geneem. En na hy gevangene geneem het, hy Vrydagoggend, Petrus kap die oor van die hoëpriester se slaaf af, die disippels vlug, hy word na Annas gebring, hy word 6 keer verhoor, in daai van middernag af tot die oggend 9 uur toe. Hy word na Annas gebring, wat die hoëpriester was. Hy skuif hom na Kajafas. Dan word hy na die Joodse raad toe geskuif, en die hele tyd loop hy rond van die een plek na die ander plek. Petrus verloon hom. Vrydagoggend na dagbreek, kom hy voor Pilatus. Pilatus stuur hom na Herodes toe. Herodes stuur hom terug na Pilatus toe. Pilatus verhoor hom vir die tweede keer. Hy word gegeesel met 39 houe. Hy word bespot en hy ontvang 'n doringkroon. Pilatus oorhandig hom aan die Jode. Vrydagoggend tot die middag, hy dra sy kruis na Golgotha. Hy praat met die vroue wat huil. Hy word so 9 uur se kant gekruisig. Hy vra die Vader om die mense te vergewe. Die soldate verdeel sy klere, die omstanders spot hom. Hy was tussen 2 misdadigers gekruisig. Hy nooi een van hulle om saam met hom te gaan. Hy praat met sy moeder, en dan Vrydagmiddag tot so 3 uur, van 12 uur af kom daar duisternis oor die land. Hy roep na God in Godverlatenheid. Hy sê ek is dors, hy gee sy gees oor, hy sê dit is volbring. En omtrent 3 uur sterf hy. Die voorhangsel van die tempel skeur van bo na onder. Daar's 'n aardbewing, en 'n Romeinse soldaat sê, hy is die seun van God. Dis wat met hom gebeur het. En tussenin het 'n mens beweeg, is daar 'n klomp goed gedink. Toe dink ek moet miskien net 1 of 2 van die bullet points vir jou probeer verduidelik, en ek wil begin waar Jesus begin loop het, en ek wil hê julle moet, as jy nou ooit in Jerusalem was, dis 'n opdraande wat jy so loop, tot by die heuwel op Golgotha. En ek wil hê julle moet die prentjies sien van Jesus wat daar loop, sukkelend met 'n kruis op sy rug. Hy is sopas 39 houe geslaan, en ek het vir julle al verduidelik, as hulle jou met 'n gesel geslaan het, dan het hulle vooraan beentjies en drade en sulke goed gesit, hoeke gesit, so as hulle jou op die rug geslaan het, die eerste hou wat hulle jou geslaan het,
sou dit alreeds stikkend gewees het, want as hy hom terugtrek, dan ruk hy vel en been en senings terug. 39 keer word hy geslaan. Nou loop hy met daai kruis op tot by Golgotha. En dan trek hulle hom kaal uit. En dan sit hulle hom op 'n kruis. En op die kruis, hier so onder by sy voete, was daar 'n so 'n houtjie gesit. En dan sit hulle sy voete, dat hy teen hierdie houtjie skop, en sy bene is so op 'n 45 grade geduig. So hy sit eintlik so op die kruis. En dan vat hulle sy hande, vat hulle eers sy voete, en dan tussen die tweede en die derde beentjie van jou voete, hulle sit dit so oor mekaar, sit hulle 'n 6-duim spyker, en hulle kapedeer sy voete tot in die kruis vas. En dan vat hulle sy hande, en dan druk hulle dit so vas, en ek weet nie of hulle deur die gewrig dit gedoen het nie, was miskien beter, of hulle doen dit hier, maar hierdie kan maklik skeer. Kan jy jou indink, jy lê daar, en 'n 6-duim spyker word hier deur jou geslaan, en jy sit daar, en jy kan nêrens heen gaan nie. En dan sit hulle die kruis regop, en dan hang jy. Sy bene opgetrek, kaal, verneder, hang hy. So aan die begin is dit oukei, want hy kan aan die begin, kan jy bietjie vaskop, soos wat jy so sit op die kruis, kan jy vaskop aan die houtjie, en as jy so gaan dink, ek wil nie jy moet so gaan staan, en dan probeer jy begin asemhaal, en hoe langer dit gaan, hoe moeiliker kan jy jou liggaam optel, want jou bene raak net doodeenvoudig te moeg, en naderhand is die bene totaal en al lam, dan begin hy met sy arms, met sy borskas oplig, om asem te haal, en soos wat dit aangaan, begin die gewrigte uittrek, een vir een, dan trek hierdie gewrig uit, hierdie gewrig, en naderhand die skouergewrig, en dan daar geen niks oor, waaraan hy homself kan optrek nie, behalwe sy borskas. En dan trek hy, tot hy nie meer kan nie. En 3 uur daai middag, genadiglik, het God hom kom red. Nou terwyl hy daar gehang het hy sy laaste woorde gespreek. Nou as jy ooit in jou lewe by iemand was wat doodgegaan het, en iemand wat doodgaan sê sy laaste woorde of haar laaste woorde, en is iemand vir wie jy lief is, dan sal jy dit altyd onthou. 7 keer het hy gepraat, ek gaan nie al 7 keer lees nie, ons gaan 3 van dit net vinnig lees nou. Maar hy begin, sy hele fokus is op die mense, en hy sê, terwyl hy so sukkel met sy asemhaling, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan kyk hy na die ou langs aan toe, en hierdie ou hier langs hom praat, en dan sê hy vir hom, maar jy sal vandag saam met my in die paradys wees. En dan het ons nou gelees wat hy sê van Maria, ons gaan dit nou weer lees, nou sê hy op 'n stadium, as sê vir Maria, maar daar is jou seun, en dan gebeur daar 'n moment, ek weet nie wanneer was dit nie, dit moet naby aan die einde gewees het, toe hy nie meer kon asem uitkry nie, toe is daar net so uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dit was die moment. En dan is dit baie vinnig. Sê ek is dors. Dis volbring. In U hande gee ek my gees oor. Wat vir my amazing was, of is terwyl hy daar hang, sien hy mense raak. Hy sien sy ma, en natuurlik was sy stikkend gewees. En dan sê hy vir sy ma, nou wys hy na Johannes, seker maar met sy vinger so gewys, dan sê hy, daar is die seun, en dan sê hy vir Johannes, daar is jou moeder. En dan het hy, en ons weet die geskiedenis is dat Johannes haar daarvan afgevat het. En ek dink dan is die mense wat daar rondom gestaan het gesê, die einde is nou naby. Miskien het hy begin grys raak, ons weet nie. Mense wat begin doodgaan, sy kleur verander. Ek weet nie hoe het hy dit uitgekry nie. Maar hy het gesê, ek is dors. En toe dink ek maar, hoekom sou hy dors wees? Want hy sê, die Bybel sê, dis om te vervul wat in Psalm geskryf is. Psalms geskryf is dat hy sal aan die kruis, of hy sal hang en hy sal dors wees. Maar menslik dink ek vir 'n oombliekie dan, dink vir jou vir 'n oombliekie aan, die laaste keer wat hy dalk iets gehad het om te drink,
was 18 uur terug, toe hy in die Paasfees, toe hulle daar gesit het en daarvan af opgestaan het en niks weer gedrink het nie. En intussen is hy rondgejaag van die een plek na die ander plek, dan na hierdie ou toe, dan na daai ou toe, en nêrens het hy regte gehad nie. Hy het nêrens gesê, julle ouens, gee net vir my 'n bietjie water. Ons weet hy het ongelooflike bloedverlies, en julle sal weet wat in die mediese rigting is dat as jy baie bloed verloor, dan verloor jy vog, en dan het jy water. En dan hang hulle hom in hierdie son, vir ten minste 3 ure, want gelukkig het die Here middel van die dag die duisternis gebring, seker ook om hom te beskerm teen die son. En dan uiteindelik, die skok van alles wat hy beleef het menslik, met hom dors gemaak. En ek dink daarom roep hy uit, ek is dors. En dan sê hy die woorde, dit is volbring. Wat Johannes 19 sê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en sy laaste asem uitgeblaas. It is finished. Dit is klaar. Nou ons weet Jesus kon sekerlik Grieks verstaan het, want dit was die taal van daai tyd. Maar sy huistaal is soos julle. Ons praat oral in Engels, maar as jy by die huis praat, die meeste van julle praat Afrikaans. Julle sit hier en hoor Afrikaans vandag. En dit was sy huistaal, was nie Afrikaans nie, of Engels nie, of Grieks nie, was Aramees. So ek dink nie vir een oomblik, hy sou gesê het in Grieks, tetelestai nie, maar ek dink hy die Arameese woord gesê wat Meshalem is. En ek dink, dis sy laaste woorde. Meshalem. En toe is hy dood. Nou tetelestai, die Griekse woord, beteken to bring an activity to a successful finish. Nou, ek het baie daaroor gedink en ek het al baie goed gelees oor die tetelestai en nog min gelees oor Meshalem. En ek het altyd gedink, dit is so kragtige woord, dit is so heilige woord, tetelestai of Meshalem. Maar dit is nie. Dit is 'n woord wat elke dag gebruik was. En dit was oral gebruik waar mense in handel was. As jy ergens by 'n plek gekom het en jy het geskuld, die plek geld geskuld, en ek weet nie wie van julle het al vir iemand of 'n plek geld geskuld nie, en dan daai ding afbetaal. Dan kry jy mos 'n kwitansie wat sê fully paid. Dis wat dit beteken. Tetelestai, Meshalem, is klaar betaal. Jy hoef nie verder te betaal nie. Of as jy 'n boete moet betaal, ek weet nie of jy al 'n boete moes betaal het nie. Niemand nie, gelukkig nie, want ons is almal Christene, ons hou by die reëls. Meshalem, as jy klaar betaal het, jy kan dit van nou af sê, as jy klaar daai boete betaal, hy sê tetelestai, dis klaar betaal. Of as jy die tronk uitgekom het, dan sê hulle vir jou tetelestai, jou straf is uitgedien. So jy kan dit daar vir die ouens sê, wil jy by die tronk val, sê tetelestai. Of as 'n slaaf sy werk klaar gedoen het, dan sê hy ook tetelestai, ek is klaar. Julle doen dit, veral julle wat klein kinders het of klein kindertjies het. Wat maak julle as hulle so klein is? En julle sê vir hom, hy het klaar geëet of hy het niks meer oor nie. Wat sê julle? Klaar. Dis wat dit beteken. Dis asof Jesus sê, is klaar. So wat beteken dit vir ons? As dit dan 'n gewone woord is, en ons sit 'n bietjie lading in hom, ons sit 'n bietjie teologie agter dit. Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, die woord verander nou van 'n gewone woord na 'n heilige woord, want dis wat hy gesê het, it is finished, is klaar. Wat bedoel dit as hy sê dit is volbring? Wel in die eerste plek, al die beloftes en profesieë is volbring. Johannes 19 vers 28 wat ons nou net gelees het, hy sê hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. 365 beloftes in die Ou Testament vertel van Jesus, vertel van sy geboorte, dit vertel van sy lewe, dit vertel van sy dood, dit voorspel van sy opstanding. 365 van al daai beloftes het in Jesus daai oomblik volbring geraak, volledig geraak, klaar geraak. En ek wil hê as jy net gaan bietjie logies daaroor dink. Wat is die kans dat een man 365 beloftes kan waarmaak? Daar is net nie 'n manier, het iemand eendag so som gemaak, ek weet nie, dit was 'n mind-boggling som. Wat is die kans dat dit bloot toevallig sal wees, dat iemand wat in Jerusalem gesterf het, en wat gesê het, dit is volbring, dat hy al die beloftes
wat oor hom geskryf was, of oor die Messias geskryf was, sal volbring. Hy was die Messias van die Ou Testament. Dis klaar, dis verby. Die tweede ding wat ek dink, wat ek wil bysit, as ek 'n geestelike lading daar wil bysit, is dat as hy sê dit is volbring, dan is geen offer meer nodig nie. En hierdie punt asseblief, as ons dit vat vandag, daar's niks meer, die offerlam wat betaal is, die offer wat hy aan die kruis daai dag betaal het. Daarna was dit onnodig om enige offer of enige lammetjie ooit weer dood te maak. Dit was sinneloos gewees, want dit was volbring. Maar wat sê Paulus vir die Korintiërs? Hy sê Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Daar is geen offer meer nodig nie. Hebreërs skryf, hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sonde gebring, toe hy homself geoffer het. Hoekom is dit vir ons belangrik? Want hoor dit, jy kan niks byvoeg nie. Jy kan nie deur goeie werke, deur geld te gee, of 'n heilige lewe te lewe, enige iets verander aan die offer wat hy gegee het nie. Want twee goed, Jesus het gesê, dit is volbring. Dit is finish. Dis klaar. Daar kan niks bygevoeg word nie. Dis die eerste ding. Maar die tweede ding is, hoe gaan jy met dit wat jy kan gee? You can never outgive God. Daar's niks wat jy kan kom doen om te sê, wel ek gaan jou help met die offer, ten minste gaan ek 'n deel van my, ek sal 'n deel gee daarvoor. Dis niks wat jy kan doen nie. Dis 'n finale, finish en klaar offering, is 'n offer. Dis klaar betaal. Of die offer is klaar gedoen. Die derde ding wat daarmee saamgaan, die prys is betaal. Romeine 6 vers 23 sê, die loon wat die sonde gee, met ander woorde die prys van sonde, dit wat dit kos, is die dood. Maar die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe, en Christus Jesus ons Here. En dan hierdie vers, Romeine 8 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Daar's niks meer wat jy hoef, waar kan ek sê wat jy hoef te doen nie, maar jy hoef nie meer met die skuld van die verlede te loop nie. Jy is soveel van ons wat sukkel en loop met die skuld van die verlede. Wat het ek aangevang? Die prys is betaal. Die stempel is op. Elke liewe sonde wat ek gedoen het en nog gaan doen, en wat jy gedoen het en nog gaan doen, is voor die pyd. Is klaar betaal. En dan dink ek, dit was net 'n oorwinningskreet. Dit was soos 'n oorwinningskreet wat in die duiwelse ore moes verskriklik geklink het, toe hy gesê het, maar shalom, dis klaar. Die duiwel se besigheid met God se mense is klaar. Hy is oorwin. Hy het geen angel meer nie. Hy het nie die dood meer mag oor ons nie, die sonde het nie meer mag oor ons nie, en die duiwel se mag is gebreek. Die mag wat die duiwel het oor julle en ek, is wat ek hom gee. Ek alleen kan vir hom mag gee. Hy het geen toegang tot my nie, en tot jou nie. Jy laat hom toe, jy gee vir hom goed. Jy laat toe dat hy in die versoeking jou verlei, en ek. Sy mag is gebreek. Dis 'n oorwinningskreet as Jesus sê, it is finished. Dis klaar. Hebreërs skryf, hy sê, aangesien hierdie kinders, mense van vlees en bloed, as hy praat van ons, het hy ook net soos hulle mens geword. En dit het hy gedoen, om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dis die duiwel te vernietig. Hierdie is nog 'n interessante vers. Jy glo dit of jy glo dit nie. En baie keer sê ons glo dit, maar ons leef nie so nie. Ons leef baie keer asof die duiwel los is in ons lewe. Maar hoor vanoggend wat hy sê, daar's 'n oorwinning behaal. Hy het dit gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dis die duiwel te vernietig. So wat wil ek hê? Ek dink dis wat die Here vir my wil hê en vir julle wil hê. Wat moet ons huis toe vat? Die eerste ding wat ek dink, vir ons persoonlik, maar miskien ek het so vra, mense sê mos, God kan alles doen.
Sê julle ook so? Daar's iets wat God nie kan doen nie. Ek is nou nie in stryd met God nie. Ek sal nooit wen nie. Maar is goed wat hy nie kan doen nie. En die ding wat hy nie kan doen nie, hy kan niks by die offer byvoeg nie. Daar kan nie, hy gaan nie nog 'n druppel bloed iets kan byvoeg by daai offer nie. So vat dit huis toe, dat deur dit het jy en ek 'n volmaakte verhouding met God. Die moontlikheid is daar, dat omdat hy niks meer kan byvoeg nie, dit is so klaar, kan ek en mag ek met hom in 'n volmaakte verhouding staan. Die tweede ding wat ons nou net gelees het, of nou net gesê het, daar's niks wat jy kan doen. Vat dit vandag. As God niks kan byvoeg nie, dan is daar niks wat jy kan byvoeg nie. Jy kan nie vanoggend besluit en sê, ek gaan my begin slaan en kastei soos party Christene doen, om net te sê, ons wil van vir God wys. Of, julle besluit vandag almal, ons gaan vandag almal na 'n klooster toe trek, en ons gaan net Bybel lees die hele dag. Jy kan niks byvoeg daarby nie. Jy kan net in vreugde lewe, en hierdie verlossing aanvaar, die versoening aanvaar, die offer is betaal. Daar's niks wat God kan byvoeg nie, en daar's niks wat jy kan byvoeg nie. Die voordeel wat jy kry en ek. Ons kan, soos ek nou gesê het, met vrymoedigheid na God gaan. En ons is versoen en ons het 'n verhouding. So, God kan niks byvoeg nie, jy kan niks byvoeg nie, en as jy dit glo, dan stap jy na God toe en sê ek en U is versoen deur die kruis. Dis finish, dis klaar. En daarom glo ek aan die kruis en dit wat hy kom doen het elke liewe struikelblok kom wegrol. Want onthou hy sê die gordyn het van, miskien net so vinnig verduidelik, ek het laasweek gesê dat die tempel is verdeel in die allerheiligste wat heel voor was, en daar het die ark gestaan en daar was twee gerubs, 2 engele daar binne, en die hoëpriester het een keer 'n jaar daar ingegaan, en dan het hy gaan betaal vir die sondes van al die mense. Al versoening doen by God vir al die sondes van die mense. Daar's 'n sonde, dat al die mense se sonde is op 'n bok gesit. En jy het al dit in Afrikaans gehoor, van praat, wie is die sonnebok? Nou daar was 'n sonnebok gewees, die sonnebok. En al die sondes van die volk is op die sondebok geplaas. En as hy in die woestyn ingejaag, dan het hy daar dood gegaan, vir die volk se sonde. En die hoëpriester het gaan versoening doen vir die sonde, dit daar. En dan het jy die tempel gehad, en dan het jy die binnekort en die outerkort gehad, waar mense kon gekom het. Nou sê hy, tussen die allerheiligste en die heiligdom, is die gordyn, wat daar tussen was, 'n dik gordyn, geskeur. En ek het laas Sondag gesê, dis nie van onderaf geskeur nie, so geen mens het ingekom, en gesê, ons moet dit gou hierdie ding gaan maak, dat ons dit kan fake nie. Dis van bo af geskeur. En die simboliek daarvan, is dat jy en ek, wat aan Jesus glo, wat aan die kruis gesê het, it is finished, het vrye toegang tot by God. Soveel so, dat jy vir hom kan sê, Vader. Paulus skryf, hy sê, Abba Vader. Dit is 'n baie intieme manier, om met God te praat, om te sê, hy is my Vader. Maar miskien sit jy hier, en jy hoor alles, en dan sê jy dalk, jy ken nie my sonde nie. My sonde is net te groot. Wil jy nie vandag dit snap nie? As Jesus sê, Mashalom, dan is elke liewe sonde, wat jy gedoen het, en wat jy dink, is net te groot vir hom om te handle. Dis klaar. Jy kan dit as te ware, vandag, hier kom vastspyker. Ek het gedink, ek moet 'n hamer dalk bring, maar dink ek net, gaan ek die kruis omslaan, en ek weet hoe hard is daai hout. Maar kry die simboliek in jou, dat, ek sit van die vers op asseblief, hoor wat sê hy het die skuld bewys. Met ander woorde, daai ding wat nog nie betaal is nie, het hy met sy eise teen ons tot niet gemaak. Dis gone, dis verby. Deur dit
sien dit simbolies, dat daai sonde wat jy mee gestruggle het, wat jy gedink het, is te groot, is aan die kruis vasgespijker, en is vir goed weggeneem. As God sê vir goed weggeneem, wat beteken dit? Dis vir altyd weg. Jy kan vanoggend hier uitstap, en sê, dis die boodskap van Goeie Vrydag, dat my sonde is vir goed weggeneem. Sien die simboliek aan die kruis, dis vasgekap, eintlik met elke ou sy sonde vandag, jy kom vaskap, en as jy sukkel met iets wat jy dink, maar hy gaan my nooit vergewe nie, want ek herhaal hierdie sonde elke dag, kom kap het hier vas en sê, Here, dis verby, dis finish. My ma, as jy met haar in 'n argument geraak het, en jy wen nie, of sy dink jy wen, sy 2 woorde gehad, en dan weet jy stap daar weg. En sê, nou, gaan jy maak wat ek sê, dis finish en klaar. Ek weet nie of julle ouers ook vir julle so gesê het nie. Dis nou finish en klaar, gaan nie verder hieroor praat nie. Dis wat Jesus sê. Ek gaan nie verder hieroor praat nie. Mashallah, dis finish en klaar. Stap hier uit met hierdie wete. Dis wat Paasfees beteken, dis wat Goeie Vrydag beteken. My sondes is aan die kruis vasgespijker. Ek het 'n vrye toegang tot by hierdie groote God, deur dit wat Jesus kom doen het. Dis klaar. Kom ons bid. Here, dankie dat U gesê het, dis finish en klaar. Niks wat ons kan doen, of U selfs kan doen, kan die offer meer aanvaarbaar doen, wat U aan die kruis kom doen het. Op die kruis het U 'n lewe vir 'n lewe gegee. U lewe vir my lewe. U lewe vir ons lewe. Mag ons vanoggend hier uitstap en sê, as ek ooit weer hierdie gedagtes skryf, en ek is nie goed genoeg nie, of ek is hierdie sondaar, en ek praat nou met U, oor ons wat kinders van U is, wat hiermee struggle, dat ons net sal sê, is finish en klaar. Hy het vir my betaal. My sondes is vasgekap, die skuldbewys is oorgeskryf, voel die pai, dit is klaar. Ek bid vir ons wat dalk hier sit dalk iemand wat nog nie vir U dien nie, wat nog nie sy of haar hart volledig vir U oorgegee het nie. Dan bid ek Heilige Gees dat U nie vir hom sal los, of haar sal los, dat hulle nie sal gaan slaap vanaand nie. Dat hulle sal struggle daar, of met iemand vandag nog praat, om te sê, help my, om hierdie genade, hierdie offer, te kan aanvaar, en te kan kry. Ek bid en ek vra dat as jy hier sit, en jy weet, my lewe is nie reg met die Here nie, en ek wil dit graag reg maak, kom na my toe, na die tyd, of bel my. So Vader, ek kom bid, vir ons wat sê, ons ken U en ons volg U, dat ons asseblief nie met hierdie burden sal loop, van sonde, van die verlede, en dalk van nou nie. Dat ons kan weet, ons is vry, en ons het dis betaal. Ek bid dit in U naam. Amen.